a child of God. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. So I'm no longer a slave to fear, and I am a child of God. Everybody together now. And I'm no longer a slave to fear, and I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I have born again into your family. Your blood flows through my veins. So I'm no longer a slave to fear, and I am a child of God. So I'm no longer a slave to fear, and I am a child of God. I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let us sing your freedom. Oh, 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 you split the sea so I could walk right through it. My fears are drawn in perfect love. You rescue me and I will stand and sing. I am a child of God, and I am a child of God, and I am a child of God. Die wat glo in die redding van die Here, vind hul rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, en ek sal sê, die Here is my vesting, en ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou in, is my God.
is my God. Ek vertrou U grote naam. Die wat glo, sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. In donker tye as geloof en hoop gedoes word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly getrou en ek sal sê, die Here is my vesting. En ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou en is my God. En ek vertrou U grote naam. Die wat glo, sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja. 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 My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. U is my God vir die laaste maal. En U is my God, ek vertrou U grote naam. Die wat glo, sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. As ons stemme so 'n bietjie bewe is, 'n bietjie koud, hè? So chilly vanoggend. Maar moenie dit in jou pad staan nie. Kom ons gaan nou lekker saam prys sing en hier moet jy jou stemme loslaat. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise in the valley, I'll praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, I'll praise when surrounded. Was praising the waters my enemies shouted. Come on, stop. For as long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. I'll praise when I know you're still in control. My praise is a weapon, more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. For as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. And I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkness nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I will live in the goodness of God. Everybody together now. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. Give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Dit is so lekker om julle hier te sien en is die goedheid van die Here nie dit wat ons bymekaar bring nie. Dit wat genade in ons harte ontsluit en wat weer versoening bring met die Vader nie. Ek wil vir jou bid en ek vertrou die Here gaan hierdie diens ook seën en
hierdie woord is regtig een wat ons harte gaan ontsluit vir dit wat die koninkryk vir ons in stoor het. En hoe kosbaar is dit nie, as die koning self met ons praat deur sy woord nie. Kom ons bid saam. Here, ons buig ons hoofde en ons harte en ons lewe lê ons voor U neer. Die krone op ons kop, Here, sê ons net, kom ons nie toe nie, maar U al die eer, genade en lof. Vader, dankie vir 'n kosbare nagrus. Here, vir 'n lewe wat U uitgegiet het, sodat ons verlossing kan smaak en vergifnis van sonde. Here, dankie dat ons dit ook so kan uitleef en vir die genade wat U gee vir ons om te verander. Dis nie te meer hoe ons in die spieël kyk van die woord nie. Vader, daarvoor is ons so dankbaar. Bly ons heilig en was, Here, met U woord totdat U weer kom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem. Right. Goed. Ek is vanoggend daar in Galasiërs. As jy jou Bybel het, asseblief maak daar oop. Ek en jy gaan daar besig wees vir die hele oggend. En ek gaan jou so vinnig net inbring, dit wat ons laasweek gekuier het, en dit waar ons nou is vanoggend. Luister, daar's hierdie besonderse ding wat gebeur het, in 'n oomblik in 3 jong disippels se lewe. Die binnekring word opgeneem na die berg van verheerliking. Hulle weet nog nie wat hulle gaan sien nie, en soos wat hulle dit hier voor hulle sien afspeel, is dit vir hierdie 3 jong manne iets baie besonders, buitengewoon, bonatuurlik as jy dan sou wou. Hierdie visioen wat hulle sien, en dis die gedeelte wat ons daar kry in Matteus 17. Johannes, Jakobus en Petrus is vasgevang saam met Jesus op die berg van verheerliking. En die volgende gebeur. Op 'n stadium verskyn Elia en Moses. En dan gebeur die gedeelte so, gou kyk of ek dit daar vir julle kan kry. Dis aan Matteus 17 vers 5. Julle wil seker die Afrikaanse vertaling hê, dit sal goed wees. Goed. Julle kan dit mooi sien, kan julle dit aanlyn sien daar so, Davie? Great. Terwyl hy nog praat, het 'n helder ligte wolk skielik die skare weer oor hulle gegooi. Dis daai gedeelte daar. En 'n stem uit die wolk het gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Die ou vertaling sê, oor wie ek in weke welbehae het. En daar staan nou, luister na hom. En dis die repliek van Jesus se Vader, ons noem hom God die Vader. Nadat Petrus gesê het, dis wonderlik wat nou hier afspeel. Hy sê, ons het nou vir Elia hier en ons het vir Moses hier, kom ons maak 3 hutte. 3 mense, 3 hutte. En wat interessant is, as jy gaan kyk in die Grieks daar, is die Griekse woord vir hutte, skynei, wat beteken tabernakel. Kom ons tabernakel hier, ons bou 'n aparte tabernakel vir Moses en ons bou 'n aparte tabernakel vir Elia, en dan maak ons sommer een vir Jesus ook. Dis asof Petrus sê, luister, dit lyk vir my al 3 is op dieselfde speelveld. En dan is dit die hoorbare stem van God die Vader wat sê, wag bietjie. Daar is my geliefde seun, in wie ek welbehae het, luister na hom. En ons het vir mekaar gesê, laasweek, daar's 'n klomp goed wat ons saam met Jesus so dierbaar ag in ons lewens, jy weet. Goedjies wat ons ingeweef het nou al in deel gemaak het van Christendom. En dis waar hierdie gemeente in Galasië nou sit. Paulus wat dan op hierdie span afkom en sê, ouens, julle moet niks by Jesus voeg nie. En daarvandaan dan die reeks, luister na Jesus. So daar's hierdie groep wat nou geïnfiltreer het, wat nou sê, jy kan Jesus volg as die Messias, jy kan die Joodse Messias volg, maar jy moet ook voldoen aan die Joodse wette, en weet jy wat kan ook help, as jy jouself laat besny?
As al hierdie goed, Paulus wil dan inkom en sê, nee, Jesus is genoeg. Jy is nie nodig vir al hierdie vereistes, as jy Jesus het nie. So, as jy iets by Jesus voeg, dan kom jy by die punt uit waar ons dan moet sê, luister, Jesus was daar nooit genoeg nie. En hoe maak ons dit prakties in vandag se lewe? Jy sien, dis die implikasie waarby ek en jy gaan stoei vanoggend, waarby ons gaan sit en kyk na ons eie lewens. Is Jesus op hierdie stadium vir my genoeg? Is hy die alfa en die omega, is hy die begin en die einde, gaan staan en val ek by die woord van die Here, of voeg ek my eie ondervinding en ervarings en belewennisse en ander gelowe, jy weet, vleg ek nou maar hierby in en ons maak dit een pragtige pakket, want Jesus is so akkommoderend. En dan moet ons mekaar sê, nee, dan is ons besig met niks. So as jy jou Bybel het, ons is in Galasiërs, so ek wil hier die hele preekreeks doen oor Galasiërs, maar ek sal verseker nie teks vir teks kan preek nie. So ek wil die gedeeltes waar daarin is, wil ek gou moet ek oopmaak. Moet ek groter maak. Right. Ek doen dit vir jou. So iets, nog 'n bietjie groter. So? Right. Okay. So ek is in Galasiërs 2 vers 16. Ek wil daar saam met jou begin. En die gedeelte lees en sê, en tog weet ons, dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie. Paulus praat nou met hierdie ouens hier. Maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ons het ook tot die geloof in Jesus gekom. En dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie. Want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. Daar's 'n paar goed wat ek vir jou wil uitlig. Die heel eerste punt daar is wat sê dat Paulus daar beklemtoon, maar alleen in Jesus Christus te glo. En dan interessant daar aan die einde wat sê, want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. Luister, vergeet nou eers van hierdie skrif hierbo. Jy kan dit nou eers vir ons weer swart maak. As jy die deursnit ou vra op straat, gelowige praat ek nou van, en jy vra vir hom, luister gou, is jy 'n Christen? Dan sal die meeste van hulle sê ja, want hy het dit op 'n stadium iewers op 'n vorm ingevul, want hy was in die sonnaarskool op 'n stadium. En dan as hy nou 'n bietjie groter word, dan vra hy vir hom, nie, daarom nie met so, nie, maar jy gaan vra, hoekom is jy een? Okay. En dan sal die gemeenskaplike antwoord altyd deurkom, iets soos, jong, ek probeer hom altyd reg doen. Is dit nie? Was dit al jou belewenis gewees, dat as jy mense vra, luister, is jy 'n Christen? En dan sal hy sê ja, en dan sal hy sê, maar hy doen nie altyd alles verkeerd, hy is al 'n goeie mens ook, of 'n tipe antwoord soos dit. Mense wat dan probeer goed reg ook doen. Jy weet, hulle probeer die 10 gebooie, of ons probeer die 10 gebooie onderhou, meeste van die tyd. En ek dink, baie keer werk ons met die gebod van God, soos die slaagsyfer op universiteit, ek moet dan net so 50% kry, as ek deur. Nee, as jy nou daar begin beweeg, dan moet jy al weet, is jy al naby in die afgrond. Want die wet help jou niks. Paulus sê hier in die waarheid, hy sê, luister gou, dis nie as gevolg van julle mooi en reg doen, op grond van die wet en die Joodse wette wat daar bykom nie, dis net die geloof in Jesus Christus alleen, wat op die uiteinde van die dag vir jou redding besorg. Wat Paulus nie sê nie, hy sê nie dat ons nie die wet moet onderhou nie. Hy lê net die klem op hulle wat deur God wil reg wees, sal outomaties die wet hou. Sien hoe hy die kern weer terugtrek na Jesus toe, die begin en die einde van ons geloof. So wat hy in der waarheid sê, is hy sê, luister jy, dis nie dat die wet nie 'n plek het nie, dis nie dat dit jou nie kan vrymaak nie. Jesus is die begin, geloof in die Seun. Kyk gou na vers 17, as ons aangaan, dan staan daar, as uit ons soeke na vryspraak in Christus geblyk het, dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van sonde staan? Beslis nie. Nou wat hy daar sê is, hy sê, luister gou, as dit dan vir julle lyk,
dat ons op pad na Christus toe fout gemaak het. Want hierdie ouens, hulle is streng wetties. Jy maak so, jy loop so, jy staan so, jy sit so, jy doen dit, jy trek dit aan, jy eet dit nie. Hy sê so, as daar 'n manier is waar ons dalk op 'n manier sonde gedoen het, want luister, die kans dat jy nooit sonde sal doen nie is onwaarskynlik. Ons is mense. Hy sê, beteken dit nou, op pad na my wandel met die Here, hy sê, dat as ek nou sonde gedoen het, dat Christus sonde goedkeur? Nee, definitief nie. Want hierdie ouens is verskriklik gestel van, julle het nou dit verkeerd gedoen, julle het nie hier reg gemaak nie, julle moes nooit dit gedoen het nie, as julle dit gedoen het, dan dit nie gebeur nie. Hier kry ons daai ouens ook. En dan gaan vers 18 aan, maar as ek die bepalings, vers 18, maar as ek die bepalings van die wet, wat ek nietig verklaar het, weer laat geld, dan maak ek myself daartoe tot 'n oortreder. Paulus sê, ek kan nie weer die wet by dit wat Christus gedoen het kom voeg nie. En dan vers 19, wat aan die einde is van ons skriflesing, wat sê, maar wat my betref, deur die wet, maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe, ek is saam met Christus gekruisig. Ek is saam met Christus gekruisig. So wat Paulus hier uitspel is baie eenvoudig, maar om dit te leef is nie altyd so eenvoudig nie. Wat hy sê is, as jy opreg vir die Here leef, dan kom gehoorsaamheid as 'n vrug daarvan. Jy sien, ek en jy begin by die wortel, en ons dink die wortel is gehoorsaamheid. Ek moet net gehoorsaam wees. Maar gehoorsaamheid kom uit hierdie verhouding, hierdie wandel met die Here. So obedience is never the root, obedience is the fruit. As jy dit so sal onthou. Dis nooit die wortel waar alles begin nie. Gehoorsaamheid is die uitvloeisel, die vrug van 'n wandel met Jesus. En dis hoekom dit so belangrik is, dat ons kinders so gou as moontlik gered kry en gevul kry met die Heilige Gees en by die Here kry op 'n klein ouderdom, op 'n jong ouderdom eerder. Want ons leer hulle nou, jy moet luister, jy moet gehoorsaam wees en dis meer en dis reg en dis alles mooi. Maar hy kan gehoorsaam wees aan 'n klomp prinsipaliteite in sy lewe. As die beginsel net gehoorsaamheid is, hoor jy wat ek sê? Hy moet gehoorsaam wees aan dit wat regtig noodsaaklik is, en dis Jesus Christus. Vers 20. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof, in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. 21. Hy sê, ek verwerp nie die genade van God nie. Nou, hoe verwerp jy die genade van God? Dis maklik, jy skryf die seun af. Jy werk reg om die seun. Dis hoe jy die genade verwerp. Hy sê, ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word op grond daarvan, dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterwe het. En dis sy totale argument, waar Paulus het sluit, in hoofstuk 2 van Galasiërs, waar hy sê, ouens, hoor gou mooi, die meeste van julle was getuienisse gewees, toe Christus gekruisig het die nuus soos 'n veldbrand versprei. Meeste van julle was bewus die werk wat Christus kom doen het, en hoe mense teleurgesteld was, dat hy uiteindelik so aan sy einde gekom het. Maar daar is 'n baie spesifieke doel, dit is die evangelie, dat hy gekruisig is, sodat ek en jy kan leef, maar nou wil julle iets anders voeg, by dit wat so noodsaaklik was, my geloof in Jesus. Die eerste preekpunt, sou ek vanoggend begin deur te sê, ek en jy kort 'n nuwe aanslag tot die lewe. Luister gou, jy kan maar vir ons swart maak, Davie, weer. So, luister, ja, is 4 jaar oud. Ons gaan see toe. Hy is nog in doeke, en na by die strand op Strandfontein is hy besig om klippe bymekaar te maak, en van hierdie losskulpe, en hy gooi dit nou in die see in. Nou staan ek presies langs hom, en wat hy doen is, hy vat die skulp en dan gooi so hard wat hy kan, maar hy gooi my die hele tyd raak, en ek bedoel, dis die oseaan, hy kan dit nie mis nie, is reg hier voor hom. Jy weet, al wat hy hoef te doen is die klip net te los, dan val dit in die see. Sy voete is in die water, sy tone is in die water, maar hy probeer so hard, dat hy dit wat reg voor hom is, totaal mis. En toe ek het sien op 'n stadium in my lewe, toe dink ek, maar dis presies ek. Ek gaan ophou rook,
dan gooi ek hier links verby. Of ek gaan ophou drink, dan gooi ek weer hier links verby. Ek gaan nie meer vloek nie. Jy weet? Daar's so intensiteit, so effort in dit wat ek doen, dat al wat ek hoef te doen is, ek moet net die ding los, die brander sal hom vat, dis hier reg voor my. Maar ek is so besig met my eie krag en my eie inspanning, en ek gaan hierdie ding los, en ek gaan ophou daarmee in. Al wat Paulus hier sê, is hy sê, jy moet net sterf tot jou ou manier. 'n hele nuwe aanslag kom leer hy hierdie ouens, wat heidene is, en tot die geloof gekom het in Christus Jesus, en van hierdie Jode wat kom kuier, julle gaan nou sien, onder andere, het Jakobus 'n afvaardiging gestuur, wat ook kom kuier by hierdie gemeente. Wat ek gedink het op 'n stadium, hoe meer ek my gesig trek, as ek iets doen, hoe meer geloof lyk het of ek het. Kry ons hierdie ouens wat so gitaar speel, ook, hulle trek hulle gesigte so, het lyk of hulle vreeslik seer het, maar dis die inspanning, verstaan ek nou. Partykeer dink ek, jy weet, hoe meer ek suffer in die lewe, jy weet, hoe heiliger is ek. Jy weet, ek moet so swaar kry, man, jy weet, dit moet nie lekker wees hierin. Maar daar moet 'n nuwe benadering wees, daar's genade en geloof, kom uit hierdie genade dat Christus dit al reeds vir my volbring het, nee? You've achieved it for me. So Christianity is not achieving, it's receiving. Christenskap is nie om iets te bereik of te bekom nie. Jy sal baie keer hoor mense sal sê hulle is nog nie eers daar nie. Dit was daar. Is dit 'n eindbestemming? Is dit 'n plek waarby ons aankom? Is ons nou sekere, wat is dit wat mense van praat? It's not achieving, it's receiving. Ek is daar as ek dit ontvang, dit wat die Here vir my gedoen het in die geloof. Mense het al alles probeer, jy weet. Jy hoor dit ook. Die woordjie probeer gee dit weg. Ek het probeer my 10de gee vir die kerk, vir die koninkryk. Ek het probeer kerk toe gaan. Jy weet, ek het probeer om Christenskap 'n go te gee, sê die Here vir my nou die dag. Maar niks wil werk nie. Ek sê, maar dis omdat jy probeer. Dit wat jy ontvang. Jy weet. Het jy probeer 'n pa wees in jou lewe, sê ek vir die ou. Nee, sê vir my, hy het nie regtig 'n keuse gehad in die ding. Ek sê, daar jokkie nou ook, maar verstaan? Die oomblik toe hulle hom in jou arm sit, toe ontvang jy die kind. Ja, sê, dit maak nogal sin. Geloof is nie om te probeer nie. Geloof is om te glo. Om te vloei in dit wat God reeds gedoen het. Raai wat? Jy was nog nooit 'n Christen gewees nie. Voordat jy een geword het nie. Christenskap is nie iets wat jy toets of jy probeer nie. Christenskap is iets wat gebeur wanneer jy 'n oorgawe maak en jou lewe vir die Here neerlê. Jy kan dit nie verdien nie, jy gee oor. In Engels sou hulle sê, you are surrendering to the goodness of God, waarvan hulle nou net gesing het. Jy gee oor aan die goedheid van die Here. Romeine 2 vers 4 sê so mooi, God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Jy moet dit hoor gou, ek wil dit vir jou gou opsit, dat jy dit sien. Kom ek sit dit gou vir jou daar bo op. Dat hy ons gou kan help daaraan, dan kan jy dit gou sien. Romeine 2 vers 4. Daar staan so mooi. God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Dan vra hy die vraag daar, sê dit vir jou niks nie? Beteken jy nie, of besef jy nie, dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Sy goedheid is juist dit wat my laat bekeer, terugdraai, metanoia, nee? Weergebore raak. Sommige van ons dink, kom heeltyd van jou kant af. Ek probeer dan nou so hard, en ek het nou my 10de gegee, en ek is nou by die kerk, en ek is nou, jy weet, al hierdie goed, en ek dien dit op hierdie komitee, en ek is hier besig, en al hierdie goed. Maar luister gou, as ek hierdie gedeelte reg lees, staan daar, God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Alles kom die hele tyd 100% van hom af. Kyk bietjie wie sit die effort in. Jy of God? Dis God. God doen. Ons dink, ons is 100% ingekoop in die evangelie, en ons is 100% in hierdie ding in, maar ek sê vir jou nou, ek dink ek en jy is nie eens halfpad so committed soos wat God is, om jou tot bekering te bring nie. Wat ons moet doen is, ons moet in ooreenstemming kom
met dit wat God in my lewe wil doen. Dis al. Jy moet oorgee. En ek wonder baie keer, of dit nie baie keer is, hoekom verhoudinge in so gemors is nie. Want jy dink die hele tyd, jy is invested in hierdie ding, en jy doen hierdie goed, en jy is ingekoop in sekere situasies, en wat ook al, terwyl die ander party eintlik die ou is wat die knie buig en die hele tyd van sy kant afbring. As ons dit mis, so op die oppervlak met God, dan wonder ek by myself, jong, op hoeveel ander vlakke mis ek dit nie dalk nie. Niemand sien nooit my punt nie. But you need to come into agreement with what was already established. So luister gou. God is reeds ryk in goedheid en verdraagsaamheid en geduld. Hy wag vir jou. As jy net in ooreenstemming kom met dit wat reeds vasgemaak is in beginsel deur God, hy wag vir jou. God moet nie bekeer nie, net so tussen my en jou. Ek en jy moet, ons moet draai. Jy moet reageer en nie God nie. En as jy dit vanoggend sien, as jy in hierdie gedeelte kan sien, hy wag die hele tyd op my en jou, en is sy goedheid, en is sy verdraagsaamheid, en is sy geduld wat my by bekering uitbring, dan het jy die preek onderniet nie. Hy wag die hele tyd vir 'n reaksie op sy goedheid. Terwyl jy besig is om te wag dat die Here uiteindelik draai en nie meer jou vyand raak nie, wil ek vanoggend vir jou sê, kom net in die genade wat hy daar sit. Hy is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld, alles wat God doen. U draai. Het die een predikant een keer gesê. Dis 'n u draai. Baie keer het gedag, God moet draai. Jy weet, u moet draai, maar is nie, werk nie so nie. Dis u. Sê vir die ou langs jou, u moet draai. Jy weet, as jy ou langs jou het, sê vir hom, u draai. Nou. Die beste van alles is, ons speel God. Ons wil nou ryk in goedheid en verdraagsaamheid en genade wees. Dis hoe ons werk in die lewe. Nie waar nie? Ek wil goed wees en ek wil gaaf wees en ek wil met my verdienste wil ek hierdie plek in die hemel oopkoop. Kyk net, Here, kan jy nie sien hoe genadig is ek teenoor hierdie mense wat by my bly of hierdie mense wat in my familie is of hierdie of daai of dit of dat nie? Terwyl God sê, luister, ek wag vir jou om te draai. Jy kan met jou goedheid en jou genade en jou gunste en jou wat ook al, kan jy niks maak nie. As jy in lyn kom met dit wat die Here alreeds besig is om te doen in jou lewe. Met ander woorde, oorgee en ingee en sien wat hy reeds besig doen in jou lewe. Het jy geweet, God draai nooit nie? Jy is die een wat moet draai. Dit staan net so in Jesaja 1 vers 17. Daar staan, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer. Beteken die geskenke en die genade en alles kom van bo af, van God af. En dan staan daar verder, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. As jy wag vir God om te verander, gaan jy lank wag. Dis ek en jy wat moet verander. In lyn kom met dit wat die Here vir my mee besig is. Ek en jy moet terugdraai na die Here toe. Ek wil in beginsel vir jou sê, hou op om so te leef, dat jy 'n verwagting het, dat God jou kant moet kies. En dit was verlang my uitgangspunt gewees. Jy weet, ek gaan nou so leef, dat die Here my ten minste raak sien, en dan iewers op 'n stadium gaan hy dan by my inhaak en sê, nee, wat, hierdie ou is meer reg as die ander mense. Dan is jy besig om God te wees. Want jy wil in 'n posisie kom as gevolg van jou goedheid en jou genade en jou guns en alles wat jy doen. Nee. Kom in lyn met dit wat hy doen. Luister gou. Dis soos om te dans. Ek is nie vreeslik goed daarmee nie. Ek verstaan daar's mense wat dit wel doen. Ek het al gesien op troues, kry hulle dit ook reg. Maar wat ek nou verstaan van die kenners wat dans aanbetref, ons gaan nou binnekort 'n koppel trou, ek sê die hele tyd verkeerd, Woester, Wellington, Woester. En ons moet seker ook op 'n stadium dans. Ek kry sweetpalms al klaar. Luister gou. Ek verstaan een ou bestuur en die ander ou, jy weet, word gelei. Dis hoe ek verstaan die ding werk, Jaco.
Beide ouens kan nie bestuur nie, dan is dit 'n gemors, dan ry julle tandem en mekaar vas in hierdie kant toe en daai kant toe, en dit het ons ook nou die dag probeer. Ek sê vir jou, daai huisie waarin ons bly is te klein. Ons het die ou koffietafeltjie geskuif en die ou, ons het so 'n glaslanterentjie, hy is moedeloos gestamp al, toe sê ons nee wat, luister, ons gaan eers bietjie oefen nou op ons eie, want dis wat jy nou doen, as jy nie saam kan regkom, wil jy mos op jou eie gaan, nee, dis hoe die lewe ook werk. Nou gaan ek eers op my eie dans, luister, daar kom ons weer by mekaar, net 'n groter gemors. Ek het nou op my eie geoefen, Monica het iets heel op haar eie geoefen, ons kom nou daar by mekaar, ou broer, dis nag. Ou David weet nie wat aangaan nie, hy is ontstel, jy kan sommer hoor, sy chunk is anders. En ek besef toe gou een ding, jy weet, daar's 'n stuk genade gebeur wanneer ek in die ritme kom van dit waartoe Monica in die ritme kom van dit waartoe ek beweeg. Wanneer sy nie ook probeer bestuur nie, of ook probeer lei nie, maar sy in die genade kom en eventueel sien dit, hey, wag, hier kom nou 'n steppie deur, verstaan jy? Ek en jy is hier vanoggend, ek saam met jou, om onder die geklank van die woord te kom, sodat ek en jy by 'n belydenis kan uitkom. Dit is my so mooi as die Here kom en hy bedien ons deur sy woord en hy kom was my weer vanoggend en hy sê, luister gou, ek kan sien, jy doen jou uiterste bitterste bes, man, jy hou op om dit te doen en jy hou op om dat te doen, maar jy gooi net hier langs jou heeltyd. Wil jy nie net los waarmee jy besig is nie? Ek en jy met ons gedagtes oor God verander. Nie andersom nie. Ek en jy wil die hele tyd hê, God moet toch iets sien wat ek doen, kan hy my nie raak sien nie, hoor hy my dan nie? Jy hoor Dawid as hy dan bid in die psalms en so lofprys, nee. Maar genade is die nuwe aanslag waarvan Paulus hier praat. Dit is soveel anders as die wêreldse stelsel van, hey, probeer net harder. Nee, genade sê, laai af die las. Is klaar betaal. Vind uit waarmee is God besig en kom so gou as moontlik in die ritme van genade waarmee God besig is in jou lewe. Die tweede punt is, reject the call of your old life. The call back. Het julle al op julle fone, het iemand gebel en dan staan daar, jy weet, the call back, jy moet die ou terugbel op 'n stadium. Ek kry dit nogals gereeld, as 'n ou nou besig is die dag, en dan kan jy kies om terug te bel. En dit is my interessant, baie keer is dit asof my ou lewe so 'n miskol na my huidige lewe toe doen. Hierdie oproep kom wanneer ek die minste verwag. Want die lekker ding van my ou lewe was, ek is so gewoond daaraan, ek is so gemaklik daaraan, ek ken dit, dis tweede natuur, ek hoef nie daaroor te dink nie. En dis hoekom dit so moeilik is om van verslawing en addictions en al die goeders wat ons gedoen het oor soveel jare wys geraak het oor, te los. En dan gebeur dit met hierdie span ook in Galasië. Die verse wat hierdie gedeelte vooraf gaan, is dit Paulus wat vertel hoe hy Petrus vermaan het oor 'n situasie wat gebeur het. Kom ek lees dit gou saam met jou. Galasiërs 2 vers 11. Kyk gou of ek daar vir jou kry. Dan moet ek net by Galasiërs kom. Alright, hier is ons. Goed. Sy naam is mos nou Jood, so hy is Sefas, nee. Toe Sefas egter later na Antiochië toe gekom het ek my openlik teen hom verset, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Voordat daar van Jakobus se mense aangekom het Sefas gewoonweg saam met die nie-Joodse gelowiges geëet. So wat die gedeelte wat hier afspeel is, Petrus het in Handelinge 10 hierdie beeld gekry van 'n laken wat gesak het en dan hierdie onrein en rein goed wat oor hierdie laken, dan sê God, dit wat hy goed gemaak het, moet niemand sleg maak nie. Dis nou my, jy weet, parafrase. Alles wat die Here gemaak het is dan rein, nê? En dan staan daar, maar toe die arme mense daar aankom, dis nou die ouens van Jakobus se afvaardiging, het hy hom onttrek en hom een kant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. So Paulus is 'n tweegesig. Weet, as daar nie druk op hom is nie, en hy hoef nie gesig te koop by die Jode nie, dan is hy baie gemaklik saam met die heidene, en dan eet hy sommer saam met hulle, al is hulle nie besny nie. En hy kyk hierdie besigheid so, dis nou Paulus, hy kyk hierdie ding so, en hy sê, maar waarmee is die ou nou besig? Hoe is dit voor die een groep is jy so, en voor die ander groep is jy so? Jy weet, Sondag het jy 'n sekere aanslag tot die lewe, en as jy
hoogheilig soos my ouma sou gesê het, en dan hierdie week, ou broer, dan is dit nag. En ek dink myself, jong, partykeer kry ek myself in dieselfde opsie. As my vorige lewe 'n oproep maak in my huidige omstandighede en ek so gemaklik teruggaan na dit wat ek mee bekend is. En sê vir my asseblief, ek is nie die enigste een nie, maar dat julle my ondersteun daar en dat julle ook voel, julle luister hier, ek is om net so 2 jaar terug. Want ek nou hierdie ding gou uitgesorteer. Wat ons hiermee deel is Jakobus wat dit aanspreek in Jakobus 1 vers 7 en hy praat van double-minded Christene. Dubbelhartige gelowiges. Met ander woorde, jy het 'n hart vir Christus, maar ook 'n hart vir iets anders. Jy wil mense nie teleurstel nie, maar tog glo jy 100% in dit wat die Here kom doen het, uit my vrygemaak in sy vryheid in Christus. En luister, hier eet ou Peter is seker lekker kreef en shrimp en enige ander ding en hierdie manne opdaag, dus dit net klaargelag. Dis dit verby. Hy gaan sit ook so by een kant. Paulus sê, waarmee is jy besig? Is jou gewone geestelike lewe nou afgesonderd van jou sekulêre lewe? Hoe leef jy? Die domste ding uit sou gewees het as jy vir Jesus vra, hoe lyk jou geestelike lewe? Wat? Sou hy gesê het. Ek het nie 2 lewens nie, ek is 1 mens, ek het 1 lewe. Dit wat jy hier voor jou sien is my geestelike lewe en ek is bevrees as ek myself so in die spieël kyk en dink ek vir myself, hier's 'n fout. Wat Paulus hier vir Petrus leer, hy sê vir hom eintlik inderwaarheid, hy sê vir hom luister, om Christus te volg is nie 'n toevoeging tot jou lewe nie. Is nie iets wat nou sommer net lekker verander het en nou kan jy dit bywerk nie. Hy sê dit is jou lewe. Hy sê ou broer, jy gaan nou met boeties en sissies maats wees en op 'n tafel sit wat jy gedink het jy nooit gaan doen nie. Die Here gaan jou kom stretch op fasette en areas in jou lewe waar jy gedink het, luister jy, ek is te rigied. Ek gaan nooit kop gee nie. En die vraag, essensieel waarby ons uitkom is baie kort geredigeer na hierdie volgende sin toe wat sê, volg jy Jesus of nie? Kies. En dis 'n moeilike keuse. Wanneer mense dit gewoonlik vir my vra as ek my meer verloor het of ek iets gesê het wat so onwys is of onvanpas is in die oomblik, as hulle sê, jong, is jy nie, hulle vra nie, volg ek Jesus nie, hulle sê, jong, is jy nie pastoor nie? Het jy dit al gehad? Is jy nie in daai kerkie? Maar die vraag is so relevant vandag, ek en jy het nie die luxury om het te verloor in die lewe nie. Volg jy Jesus of nie? Dis basies wat Paulus vir Petrus vra, hy sê vir hom, luister gou, het jy nie daai visioen gehad nie? Waarom is jy nou besig? Is Jesus my alles? Is hy my lewe? Iemand het een keer gesê, dis van hierdie ou predikers, hoor gehou van pas is dit. Hulle sê, he is either Lord of all, or he is not Lord at all. He is either Lord of all, or not Lord at all. Hy is Here van alles, of glad nie Here oor jou lewe nie. Jy moet besluit. So Paulus gee vir Petrus hierdie keuse, hy moet kies. 'n Moeilike keuse, en vir hom is dit 'n godsdienstige keuse. Hy moet nou kies, is dit die Joodse geloof wat hy aanhang, of hierdie navolging van Christus? En ek weet nie watter druk jy op die oomblik beleef nie, wat is die keuse wat jy moet maak op hierdie oomblik nie, maar ek is seker, in hierdie week, as jy nog nie so 'n moeilike keuse het nie, gaan jy voorheen te staan kom, gouer of later. En ek weet nie wat hierdie keuse is wat jy moet maak nie, maar dit gaan vir mense die besluit moet neem van, jy gaan 'n punt moet maak, want sê, ek volg die Here, en dis waarby ek gaan staan. En ek is nie skaam daarvoor nie. Het is eintlik nie nodig om vir mense te vra of hulle gered is nie. Partykeer tel gees op. En kan jy sommer sien dat hierdie ou werklik die Here dien in die manier hoe hy regtig sy lewe op die Here rig. Maar is altyd lekker om te hoor hoe hy by die Here uitgekom. Ek weet nie wat 'n druk jy tans beleef nie. Maar daar sal altyd 'n oproep wees, 'n miskoel van jou ou lewe om te vra, luister, is jy nog beskikbaar? Ek ken jou so goed, jy was so goed vir my gewees, en weet die ou Jan Hendrik het 'n sekere manier van doen gehad, en 'n sekere manier van praat gehad, en 'n sekere manier van dink gehad.
En iewers in dit besef ek, luister gou, ek moet by 'n punt uitkom, is Jesus net my Sondagroetine? Of is hy my lewe? En is gou 'n ontnigtering as ons uitkom by moeilike goed in ons lewe, kwessies waar ek regtig moet reg doen wanneer dit nie vir my lekker is of maklik is om reg te doen nie. Arme Petrus. Dit is so maklik om terug te val na dit wat jy ken, né? Een voet in die koninkryk, ander een in die wêreld. En die rede daarvoor is omdat dit so bekend is in ons die verlede. Luister, interessante ding is, die verslawing wat jy het, nie dat hier in hierdie gemeente iemand is wat 'n verslawing het nie, maar die addiction of die verslawing wat jy het, werk 10 teen 1 nie eers meer vir jou nie. Maar jy doen dit, want jy is so gewoon daaraan. Nou kom ek praat van mense wat buite die grense van die Weskaap is. My ma byvoorbeeld, het in Pretoria 'n grandpa poeiertjie in die oggende gedrink. Sy het geglo aan hom. En as ek vra hoekom, en sê sy, nee, maar sy gaan ons nou 'n kopseer kry iewers. So sy drink hom sommer nou. En so het ons elkeen 'n maniertjie of 'n dingetjie wat ons doen, en luister, dit werk nie eens meer vir jou nie, maar jy doen dit omdat jy so gewoond is daaraan. Wat ook al jou battle is, jy moet vandag kies. Is Jesus 'n toevoeging tot jou lewe? Of is hy jou lewe? Monica se broer, hulle bly op 'n vreeslike grand landgoed daar in Stellenbosch. En luister, ongeag my bydrae hier by Radio Namakoland, want ek is nou taamlik bekend en beroemd, kom ek nou daar by die hek en dan sê ek vir hulle, ek werk by die radio, en laat hulle my nog steeds nie ingaan nie. Dan sê ek vir hulle, luister man, ek is ook pastoor by 'n gemeente in Vredendal. Luister, en dan lig hy ons nie eens 'n wenkbrauw nie. Beweeg nie eens daai boom nie. Dan vertel ek vir hulle hoe pragtig het ek gesing op 'n stadium in my lewe. En dan sê ek vir hulle, wat 'n wonderlike werk doen ek in die gemeenskap, en niks beweeg daai boom nie. En dan kos dit my, die ou wie se huis dit is, bel om te sê, luister, ek is nou by die hek, wil jy my nie asseblief laat deurkom of my kom haal nie. En ons is al soveel keer deur hierdie hekke, en ek grap nou en oordryf nou as ek sê ek is beroemd en berig en wat ook al, maar jy weet, as die Here nie die een is wat my toelaat tot sy koninkryk van die hemel nie, in die hemel nou nie, dan beteken my goeie dade absoluut niks nie. En ons het laas Sondag vir mekaar gesê, toe ons hier uitgekniel het en vir mekaar gesê, luister gou, het jy vrede gemaak met God? As jy vrede het met die Here, dan gaan jy hierdie vrede hê wat alle verstand te bowe gaan. En dit beteken dat wanneer ek daar by die hek staan, dan kom Carlo, of hy stuur vir ons 'n kode en sê, luister, ek ken hierdie mense, laat hulle ingaan. Die huisheer gee my toegang tot sy huis. En hoekom dink jy die hemel werk anders? Dat wanneer jy daar opdaag, kan jy net gou sê wat jy als gedoen het die afgelope tyd, en hoe jy jou lewe neergelê het, en wat 'n wonderlike goed, dit het niks daarmee te doen, dit is irrelevant. Ken ek die huisheer? Dis al wat die ou by die hek wil weet. Is hy my alles? Is hy toevoeging tot jou lewe? Die beste is, ek en jy is opgesluit voor Jesus. In Jesus is ons lewe opgesluit. Dit wat jy ken is hier reg voor jou, en my lewe is opgesluit in Jesus, en dit is so moeilik, want ek ken dit wat hier reg voor my is, dit is my verlede, en dit wat ek wil doen, maar ek moet dit wat in Jesus opgesluit is ontdek, en dit is 'n battle om daarby uit te kom. Ek wil afsluit, en ek wil jou hierdie gedeelte wys. Die boek Numeri het so 'n besonderse gedeelte, en as jy dit nou sien, dan gaan jy eintlik lag, want dit is baie keer hoe laf ons is. Ok, sorry, kom ons los dit, ek gaan net lees. Dankie Davie. Goed, Numeri 11 vers 5. Daar staan die volgende. Goed, hier sit. Numeri 11 vers 5. Ons onthou nog die vis wat ons in Egipte verniet kon eet. Dan wil ek my breek. Ook die komkommers, waat, lemoene, prei, eie en knoffel. Hierdie ouens, dis daar waar die knoffel ingekom het. Hierdie Israeliete, ou broer. Maar nou wurg ons, staan op vers 6. Numeri 11 vers 6. Nou wurg ons, daar's niks behalwe hierdie manna voor ons nie. Ek dink, kyk hoe stupid. Hoor gou wat sê hulle.
Ons onthou nog die vis wat ons in Egipte verniet kon eet, verniet. Ou broer, julle was 400 jaar slawe gewees, julle het niks verniet gekry nie. En die interessant is, luister gou, jy staan in hierdie huidige oomblik, jy het die Here aangeneem en jy dink, ag Here, ek het soveel opgegee, ek het soveel verloor. Ek onthou nog toe ek dit gedoen het en dat gedoen het, soos Israel wat sê, luister jy, ek het hierdie goed verniet gekry. Wat het jy verniet gekry? Jy was 'n slaaf van dit gewees. Hulle het alles verloor, hulle identiteit, hulle families, hulle kinders, hulle name, hulle het ander name gekry terwyl hulle daar in Egipte was. Kinders prys gegee, hulle geloof, hulle het letterlik alles verloor. En so kyk ek na my verlede ook met heimwee, soos boetie wat hout soek, so klein skreefietjies. Dink ek, Here, ek mis dan die ou dae toe ons nog, ag wie, kan ek so simpel raak. Vir 'n komkommer, regtig. Nou dink ek net, hier sit jy vanoggend en ek sê vir jou, hier is die lewe is Christus Jesus, die begin en volëinder van ons geloof. Wil jy regtig dit prys gee vir 'n komkommer? Kom nou. Die genade van die Here is onbeskryflik groot. Ek en jy die keuse, maar die foute te leer van hulle wat ons vooraf gegaan het. Paulus kom staan ook vanoggend by my en jou, soos by Petrus, en sê, luister gou. Jy praat oor die manna, die goed wat verborge is, asof dit so algemeen geraak het, en wil jy nie so 'n bietjie eerder jou gedagtes daaroor vorm nie, oor hoe goed die Here eintlik is nie, hoe fenomenaal hy jou deurgedra het deur dit waar jy nou is nie, en kom ons ontdek die dieptes in Christus Jesus. Jou lewe is opgesluit in dit is die einddoel. Die wenpaal is Christus. Ons begin in hom en ons eindig in hom. En daarom wil ek jou nooi. Dit wat jou so terughou en ontstel, en ek bedoel, ek weet nie, ek ervaar sommer net hier's vanoggend mense wat regtig met battle sit, oor keuses en goed wat jy moet maak, en jy weet nie meer nie. Die regte besluit is altyd die een waar Christus sentraal is. As hy nie daar is nie, stap weg. Glo my, stap weg. En ek wil jou geleentheid gee om jou oë toe te maak as ek saam met jou bid en ons gaan afsluit. En ek wil hê daai las wat jy dra, hierdie sakke sement op jou skouers, sit dit net neer vandag. Jy probeer so die goed van jou lyf afkry en weggooi en ophou met dit en ophou met dat. Sit dit net neer. Stap weg van dit af. Dis die nuwe aanslag waarvan ek vanoggend praat. Hy het die prys betaal, kom ons bid saam. Here Jesus, ons bely ons hardkoppigheid en ons blindheid om die genade wat U in ons lewe instort nie te sien nie. En so kom ons vanoggend, Here, en ons kom gee net weer vir ons self die herinnering en die gemoedsrus dat U die begin en volëinder is van ons geloof. Here, U woord sê dat die goedheid van die Here, die geduld en die genade, die goedertierenheid, is dit wat ons lei na bekering. Vanoggend is daar van ons, Here, wat ons harte wil draai, terug na U toe. Wat ons lewe weer in lyn wil kry met die woord. U Gees en U woord is ons waarheid. Here, kom lei ons asseblief weer na akkurate besluite, goeie besluite, wat U seën tot gevolg het. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek gaan vra dat die musiekspan vorentoe kom. Luister, ek wil hê ons moet afsluit met 'n baie ou liedjie. Jy ken dit nou al vir soveel jare, maar hierdie ding gaan nou vir jou ander betekenis hê vanoggend. Ons sing Amazing Grace. En ek wil hê jy moet regtig kyk na die woorde en dit moet soveel deernis sien asof jy hierdie genade reeds ontvang het. En dan wil ek vir jou afsluit en ek wil vir jou bid en ek wil jou seën op pad uit om wyse en liefdevolle keuses te maak. Gee gou vir Arina, asseblief man. Terwyl ons wag vir Neil, gaan David gou net vir ons die kollektemandjie omstuur, dan voor ek dit vergeet. Sorry David, thanks. En as luister gou, ons wil graag vir jou bid. As daar iemand van julle is wat na die tyd gebed nodig het, of sommer net wil hê, ons moet saam met jou in die geloof staan. En vanoggend wil ek sommer net saam met jou sê, baie dankie vir julle gebede en julle bydraes vir Adrian,
Awie wat nou vir Adrian nog goed ken, hy het 'n hartaanval gehad, Awie, hy's in die hospitaal, hy's nou stabiel, maar dit het hom baie sleg gegaan. Ons Adrian, as jy vanoggend ingeskakel is, dink ons sommer vanoggend aan jou ook, en ons wil regtig die Here se genade oor jou lewe ook toebid, en ja, hoe kosbaar is dit ook, en die getuienis wat nou weer daar uitgekom het, joeg, so as die Here wil, dan is hy volgende week saam met ons en terug by ons hier, net soos wat sy wil is. Gewoonlik sê ons staan as ons sing, maar ek wil hê julle moet sit. Sit 'n bietjie en kyk na die woorde en sing dit uit jou hart. Dankie Roan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear and raised my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. Twice grace that brought me safe as far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. As long as life endures. Ja, jy moet dit hoor vanoggend. Die Here se bedoeling is goed aangaande jou. Sy hart is gedraai na jou toe. Hy is al reeds daar en hy wag vir jou. Die oomblik as jy ingee en neersit en oorgee. Ek dink is die oorgee wat vir ons so moeilik is. Daar kan net een Here in jou lewe wees. Maak dit Jesus. En sluit die oë, ontvang die seën van die Here. Here, baie dankie vir elkeen wat hier is vanoggend en die besluite wat ons maak, Here. In U is ja en amen. En so kom bid ek ook nou U seën en U vrede en U genade oor elkeen wat vanoggend kies om Christus eerste te stel. Here, dat U ons skuld is, U waarheid is, U woord die swaard is wat sny deur siel en gees en murg en been. Here, kom kloof weg waar daar geen weg is. Here, ek bid vir liefdevolle en wyse besluite wat geneem word hierdie week. En dit het elkeen van ons in ons gedagtes, ons sinne bewaar.
Here, gee vir ons die gedagtes van Christus. Gaan in mekaar en ook dit wat ons moet besluit hierdie week. In Jesus naam bid ons dit. Amen. En amen. Baie dankie ook ons aanlyn kykers. Genade en vrede vir julle. Onthou om so na die tyd saam met ons 'n koffietjie te drink. Ons is lief vir julle elkeen. Is daar mense wat gebed nodig is? Weet, ons span is hier gereed om julle te bedien. Dankie julle, liefde.